Baie welkom weer so by die Vrydag. Dit is my altyd spesiaal om so saam hier te wees vir my en Wendy, om vir julle nog te kan bedien uit die woord uit, en om so dingetjies met julle te deel wat so op ons harte kom, so van tyd tot tyd, in die bestudering van die woord. Afgelope ruk het ons 'n bietjie besig om te gesels, hoe dat ons kan uitreik na mense wat die Here oor ons pad stuur. Hoe kan ons die liefde van die Here Jesus uitleef in die opdrag van Matteus 28:19, dat ons met disippels wees, ons wil graag mense vertel van die Here Jesus, maar ook met hulle wil deel rondom wat die Here vir ons doen, en daardeur te poog om te wys, is eintlik baie spesiaal om kind van die Here te kan wees, om sy vrede te kan beleef, te kan oorleef, in hierdie baie donker en die mekaar wêreld. Ons lees hier 'n gedeelte in Romeine 12, waar Paulus ons uitdaag om offer te wees voor die aangesig van die Here. Hy gee die doel van daai offer dat ons die wil van God kan ken, sodat ons kan onderskei wat reg en verkeerd is en hoe ons moet optree. En net nadat dit gedoen het, daar in vers 3 van Romeine 12, lees ons die volgende gedeelte, as ons nou in gedagte hou, hoe dat ons reik ons uit na mense. Hoe dra ons die liefde van die Here oor na mense rondom ons, dat hulle sal ontdek hoe wonderlik God eintlik is, in 'n wêreld wat so veroordelend is. Ons lees dan vers 3 van Romeine 12 die volgende: kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, nou sê die volgende: moenie van julleself meer dink as wat julle behoort te dink nie. Nee, lê julle liewer daarop toe om beskeie te wees, ooreenstemmig met die maat van die geloof wat God in elkeen toebedeel het. En dan natuurlik dan praat hy 'n bietjie verder oor die liggaam en die wyse waarop die liggaam van die Here Jesus dan ook vorm as 'n eenheid. Ek kan onthou dat ek ongered was, het ek altyd die gevoel gehad dat kerkmense dink hulle is beter as enige iemand anders. As hulle vir mense raad gegee het ek as 'n jong mens beleef as kritiek. En daarom moet ons versigtig wees hoe ons met die woord van die Here omgaan in die wêreld. Die woord van die Here kan baie skade veroorsaak as dit verkeerd hanteer word en verkeerde hande is. Maar wanneer hierdie woord met liefde gebruik word, kan dit soveel kragtiger wees. Een van die voorwaardes wat Paulus hier voorhou as 'n fondasie en 'n platform, hoe dat ons uitreik na mense, sê hy, begin eers dit te sê, ek is nie beter as enige iemand anders nie. Dit beteken, maak nie saak wat die toestand van daai individu is en waarmee hulle besig is nie. Ons moet altyd respek hê. Nou, respek het baie keer te doen met ons vermoë om te kan oordeel, en dit laat veel te wense na as ek dink aan hoe dat ek oordeel aan my gebrokenheid. Maar wanneer ek na mense kyk met die liefde van die Here Jesus Christus, soos ek laas gesê het, dan kan ek ook vir Judas lief hê, soos Jesus vir Judas lief gehad het, die misdadiger aan die kruis soos Jesus hom lief gehad het, kan ek selfs my vyande, en in my opinie mense wat verkeerd optree en dinge verkeerd doen, kan ek lief hê, deur net respek te toon, en nie meer van myself te dink, as wat ek behoort te dink nie. Hy gebruik die mooi woord van geloof hier, dat ons sê, hoe nader ons aan die Here Jesus beweeg, hoe meer raak ek so bewus van my onkunde en my gebrokenheid. En die behoefte in my hart om meer van Jesus te leer. So elke dag wanneer ek meer van hom leer, hoe meer kom ek agter, hoe min weet ek, is mos die stelling wat ons gemaak word. Wanneer ons bewus is van die dankbaarheid om kind van God te kan wees, hom te kan ken, soos wat dit moet wees, hoe meer raak ek lief vir mense, sonder om hulle te veroordeel soos verlede week, nee. Dis sê ons moet hulle nie veroordeel nie. Begin dit te sê, Here help my dat ek nie meer van myself dink, as wat ek behoort te dink, en dat ek dalk dink ek is beter as ander mense. En weet jy, mense is nie dom nie.
Hulle hoor wat ek sê en hulle voel my aanraking. Hulle kyk in my oë en my gesig en mag dit wees dat hulle nooit sal ervaar dat ek dink ek is beter as ander nie. Kom ons eer die Here dit te sê, Here, U is die grootste en U het vir my omgegee, het U hand aan my toe uitgesteek en my hart kom raak. Ek verdien dit nie. En in daardie wonderlike ervaring om die Here te kan ken soos wat hy is en ek besef wie ek is, kyk ek na die mense rondom my met die oë van Jesus en ek het hulle lief soos Jesus hulle lief het. Onthou net, ons is nie beter as ander mense nie. En hulle weet dit, wanneer ek na hulle toe kom met hulle gesels. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie vir die voorreg wat U aan ons toevertrou het, om die evangelie uit te dra en liefde aan mense te toon. Help ons, Here, dat ons in selfbeheersing 'n wag voor ons mond sal plaas, wanneer ons na mense kyk, dat hulle ons gesig kan sien, hoop, geloof en liefde, en sagtheid en teerheid en respek, en begrip en aanvoeling. Help ons, Here, dat ons U hand op aarde sal wees. Help ons, Here, dat ons die voorreg sal hê om, soos wat U, saggies te praat met mense, saggies met kinders te werk, saggies met die seer mense rondom ons te werk, sonder om te veroordeel. Help ons, Here, om die taak uit te dra wat U op ons hartig kom plaas het. Kinders van U te wees en die liefde uit te dra in hierdie wêreld. Vra om genade, Here, en al die mense waaraan ons nou dink. Almal wat luister na U, weet, dink ons nou aan mense. En dit is moeilik om nie veroordelend te wees nie, of te dink ek is beter nie, in my vleeslikheid nie. Maar kom neem dit weg, help ons, Here, om 'n offer te wees, soos wat Romeine 12 vir ons sê, en ek knegt Paulus aan ons kom voorhou het, dat ons sal begin deur 'n offer te wees, en dat ons in nederigheid, Here, mense sal bemoedig om kinders van U te word. Asseblief, Here, kom geef ons wysheid en lê die woorde asseblief ook in ons monde. Amen. Die Here onderneem vir julle wanneer ons met mense werk, met jou kinders. Partykeer raak 'n mens radeloos, maar dis steeds jou kind, en jou man, en jou vrou, en jou vriend en vriendin, die baas by die werk, die mense in die straat. Dis mense vir wie Jesus lief het, en as ons weet God het hulle lief, dan het ek hulle ook sommer lief. Mag die Here vir ons wysheid gee wanneer ons praat, en wanneer ons die voorreg het om die woord van die Here te kan gebruik. Kom ons gebruik dit versigtig, want dit is 'n tweesnydende swaard, dit kan ook baie skade veroorsaak, as ons dit verkeerd aanwend. Lyk vir my Paulus sê, moenie van onsself meer dink, as wat ons behoort te dink nie. Totsiens, tot as die voorreg volgende week wees, net so 'n bietjie te gesels oor die temas 1 of 2 keer nog, en mag die Here vir ons genadig wees. En ek dink ons lees dit ook in hierdie skrif, kom ons wees lief vir mense, kom ons wees lief vir God, want ons weet, hy is lief vir ons. Totsiens, tot volgende week.